met jou praat oor die tema stories. Want jy kry goeie storievertellers. Mense wat nogal die vermoë het om vir jou 'n storie te vertel en jy hang aan sy lippe. En dit is die waarheid dat meeste van ons het 'n storie. Daar's niemand hier wat hier sit wat die een of ander storie vir jou kan vertel van wat hy in sy lewe ervaar het nie. Daar's 'n lied wat ek nogal dink Sandrie sal baie mooi, sommer kan ek dink jy sal baie mooi kan sing. Wat nogal, toe ek hom die eerste keer hoor, my dogters het hom vir my gespeel, toe het dit my nogal aangegryp, nie oor die woorde nie, maar oor die stem. Ek was besonder beïndruk met hierdie vrou en die manier hoe sy hierdie lied gesing het. Maar hierdie woorde het my toe later aan begin aangryp en die woorde gaan as volg. All of these lines across my face. Tell me a story of who I am. Wat jy begin lees om saam te sing. Dis al wat ek om dit te kan sien. So many stories of where I've been and how I got in to where I am. So hierdie lyne op die gesig vertel vir mense 'n storie. Daarom kan ouer mense oor die algemeen 'n storie nogal interessant vir jou vertel van waar hulle vandaan kom. Jy raak nostalgies oor stories. Nou is my so interessant toe ons hierdie tema op Facebook sit, ek wonder of Beryl dit gesien het, toe skryf iemand daar, heilige drek. En ek dink vir myself, jy weet nie eers oor watter storie ons gaan praat nie, en dan sê jy nogal heilige drek. Maar die Bybel is eintlik 'n storieverhaal. Dis verhale wat ons laat terugkyk en vir ons leer en lei oor hoe ons die lewe kan gaan. Ek meen, wat het 'n verhaal soos Job se, sy storie van skielik hierdie ryk man na hierdie verskriklike arme man. Almal ken sy verhaal en daar sit hy in die ashoop en hy het swere oor sy liggaam en sy kinders het afgesterf en hoe hy hierdie pad. Dis 'n storie om te kan vertel. Nou daar's bekende karakters in die Bybel, né? Ek weet almal weet wie's Dawid. Dawid hierdie rooikop seentjie wat uiteindelik gegaan het, en hy was nie regtig rooikop nie, hy was rooierig van aangesig, sê die Bybel, maar ons bedoel dit mos nou maar goed. En dan kry jy hierdie storie van hierdie jong mannetjie met 'n slingervel, en dan kom hy hier en dan begin hy hierdie slingervel te swing, en ek onthou daar was 'n liedjie wat ons in die sonnaarskool gesing het, en om, ken jy hom? En om, net een klippie trek deur die lug en die reus val op sy lekker storie. Paulus se storie is aan meeste mense bekend. Dis hierdie man wat 'n Joodse tradisie geken het. Hy het verstaan hoe werk Israel. Hy het geweet waar kom die wette vandaan en skielik verander sy storie en die Here kom staan by ons stil deur 'n lig te laat ons straal en dan roep die Here hom vir hierdie bediening wat ek en jy nou het, stories. Lekker, né? So in hierdie paar weke gaan ons by stories stil staan van dalk onbekende karakters. Dalk het jy nog nooit van hulle gehoor nie, maar ons gaan so 'n bietjie hulle storieverhaal gaan ons vertel. Want God wil iewerste, want 'n storie het ons altyd 'n les, né? Net voordat ek by hierdie storie kom, wil ek vir julle dit vertel. So, die storieboek in ons huis, toe my kinders babas en Peters geword het, was Pieter en die Wolf. Wie het hom al gelees? Pieter en die Wolf. So, Wanika was omtrent so tussen 3 en 4, dan sit sy op my skoot, dan ek die boekie. Ons het hom al so baie vir haar gelees, want dit was haar favourite boek. As ek vir haar vra, wat lees ek vanaand vir jou? Pieter en die Wolf.
En dan lees ek daai storie en dan skiep ek 2 bladsye en sê sy, papa, terug, jy het geskiep. En dan sit sy op my skoot en dan is my pa, en dan kuier my pa daar, dan vat sy hierdie boekie, dan begin sy deur om te blaai. Sy lees nie, want sy kan nog nie op daai stadium gelees het nie. Maar dan vertel sy daai hele storie, en dan vertel my pa van mense, en dan sê hy, julle kan nie glo nie, want ek kan lees al op tussen 3 en 4. Want stories maak 'n impak. Dit los iets by 'n mens. En vir hele klomp jare voor Jesus Christus na hierdie aarde toe gekom het, was daar 'n jong seun wat van hierdie plek afgekom het, Anatot. So tussen 17 en 20 jaar oud. Is hierdie mannetjie wat sy pa se ambt moet oorneem, sy pa se priester met die naam van Hilkia gewees. En dan word hierdie mannetjie iewerste hier in hierdie verhaal, in hierdie storie, word hy geroep. God roep homself. Dan sê God vir hom, ek gaan jou 'n profeet maak. En dan sê hy vir die Here, Here, dankie, ek hoor wat hy sê, maar ek is nou eers tussen 17 en 20, Here. Ek weet nie of ek dit sal kan doen, en dan sê die Here vir hom, jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ouderdom maak nie by my saak nie, want van jou moeder skoot af, het ek jou gevorm. Nou wil ek hê jy moet hierdie storielyn begin volg. Ek vorm jou van jou moeder skoot af, en ek gaan jou 'n profeet maak vir Israel, en jy gaan vir hulle vertel die verborgenhede van God. Dan begin hierdie man geseën te word met hierdie wonderlike profetiese gawe. Want God het hom geroep en uitgekies, en dan sê hy vir hom, ek het jou geken, en al is jy jonk, gaan ek jou gebruik. Dan gebruik hy hom, en hy begin te profeteer oor Israel. Gereeld begin hy oor hulle te profeteer. En sy profesie is nie altyd so lekker nie. Is so 'n bietjie uitdagend, so 'n bietjie hard. En omtrent 40 jaar termyn het verbygegaan. En dan begin hierdie profeet wat eers jonk was en nou skielik hierdie ouderdom beleef het, kom hy en nou begin hy nog harder te praat met hierdie volk. Want skielik is hierdie stad beleer. Daar is 'n Babiloniese mag wat wag vir hulle. Hulle wil inkom in hierdie stad en hulle wil hierdie stad kom verbrand en hulle wil hulle mense in ballingskap neem. En dan kom die koning, sy naam is Sedekia, en hy kom dan sê hy, hoor die profeet, sê vir my wat gaan gebeur, dan sê die profeet vir hom, ek het vir julle gesê, julle het nie koning nie. Julle wou nie hoor nie, julle wil nie julle afgode diens los nie, julle wil nie los dit waarmee julle besig is nie, julle gaan oorgeneem word, die beste vir julle is, pak julle tassies en trek saam met die mense, want julle gaan weggevat word. Dan verander hierdie 40 jaar prentjie vir hierdie profeet. Nadat hy hierdie harde woorde vir die koning deurgegee het, toe kom daar 'n klompie vername manne na die koning toe en sê, sal jy toelaat dat hy so met jou praat? Wat hy sê is nie waar nie. Maak 'n plan. En dan gryp hulle hierdie jong man en hulle dra hom. En dan sê die Bybel vir ons, en hulle vat hierdie man en hulle gooi hom in 'n put af. En daai jong man wat oud geword het in sy 60's, beland skielik hier in 'n put, en dit was eintlik soos 'n water reservoir. En dan is daar geen water in hierdie put nie, maar 'n klomp modder. Is jy besig om verbindings te maak? Weet jy waartoe ek daar wil gaan? Want 'n storie mag jy ons nie dadelik vir alles vertel nie, né? En dan wanneer hy in hierdie modder inval,
dan sit hy vas. En hy kan nie uitklim nie. En hy al hierdie ongelooflike, kragtige, wonderlike profesieë oor Israel uitgespreek. Ten spyte daarvan dat dit hard was, het die profeet van hulle tyd gewees, 'n magtige profeet. Maar nou sit hierdie man in die put, vasgevang, vol modder. Het jy al ooit modder probeer uitklim uit modder uit? Weet jy die jong mense nog van so iets soos dryfsand? As jy in daai dryfsand beland, dan moet hulle naderhand jou help om uit te kom as jy nie vinnig genoeg 'n plan maak nie. Maar hierdie jong man staan hier wat oud geword het, 60 jaar plus, staan in hierdie modder en hy wonder, nou wat gaan nou met hom gebeur? Maar skielik word die storie anderste. Hierdie seun se naam is Jeremia. Jeremia se naam beteken God het uitgestuur. En nou het hierdie God wat hom geroep het op tussen 17 en 20, hom uitgestuur om dit te gaan doen wat hy veronderstel is om te doen. En dit is nie somaar in ons eie lewe nie, ons word 'n plekkie gegee onder die son en dan begin ons te lewe en ons kom agter dat ons beland baie keer in hierdie modderputte van hierdie lewe. En dan struggle ons. En dan kom al hierdie vrae en ongemaklikhede en die modder begin aan jou vas te klou en dit begin hard te word en jy wonder by jouself, maar wat het ek gedoen om al hierdie goed te verdien? Maar God het 'n storie waarmee hy vandag nog steeds besig is. En hy wil vanmôre vir ons kom vertel dat Jeremia se storie het nie net geëindig daar nie. Inteendeel het God gehelp om hom te kan red. En ek wil net by my storie bly dat ek nie te ver vooruit hardloop, andersins gaan ek bietjie van hierdie storielyn verloor. Jeremia, Here het hom aangestel, beland in 'n modderput. Hierdie modderput se naam is Malkia. En hierdie Malkia beteken die Here is koning. Here, U is koning en ek sit in 'n modderput. Ek het alles gedoen wat U graag van my wou hê. Maar tog kyk waar bevind ek my en baie keer is ons stories regtig net van so 'n verhaal dat ons nie soos Jeremia kan sê ons het alles gedoen wat God vir ons gesê het om te doen. Inteendeel, as ek vandag myself moet evalueer met 'n storie, dan sal ek moet sê, eintlik verdien ek tog maar so 'n bietjie van 'n modderput. Ek verdien om 'n bietjie vas te sit, want ek is nie op daai plek waar Jeremia was nie. Maar Jeremia sit hier op die plek waar die Here koning is. Want of jy hom in die dieptes gaan soek, hy is daar. Gaan jy op na die verste hemele toe, hy is daar. Halleluja! Al gaan jy ver wyd van oos na wes, van noord na suid, oral is God teenwoordig. Luister hier, die duiwel wil altyd in 'n storieverhaal vir jou vertel dat die modder is jou laaste plek waar jy moet wees, maar God is ook in modder. Halleluja! Want hy is die God wat kan skep. Want modder is nie vir hom 'n probleem nie. Want die eerste mens
is gemaak uit die stof van die aarde uit. En hy het dit gebrei en gemaak, en sy seun het vir ons kom wys in die Nuwe Testament hoe werk 'n storie, toe hy in die sand kom, daar 'n blinde man is, en hy vat hierdie sand, en hy maak dit bymekaar, en hy spieg daarin, en hy maak daarvan klei, want hy verstaan modder, en hy verstaan die potensiaal vanmôre van manne en vroue wat dalk voel, Here, ek is uitgewerk, ek voel alleen, ek sit hier in my modderput. Die Here is hier. En toe Jesus modder aan daai man se oë smeer, toe stuur hy hom daar na die pad van Siloam toe, en hy sê vir hom, gaan was jou oë af, en toe hy sy oë af was, skielik, toe kan 'n blinde ervaar, al sit ek vasgevang in modder, iewerste is daar 'n God wat vir my wil sê, ek is hier. Ek is sommer net hier. Jy hoef nie ver te gaan soek nie. Ons soek partykeer groot gebede. Hulle moet die troonsale van God bestyg. Ek wil vir jou sê, God openbaar homself ook in die modderputte van die lewe. Hy wil eintlik vanmôre vir sy kerk kom sê, dat God nog steeds belangstel in die modderagtigste sondaar wat daar kan wees. Modderige situasies is vir God nie 'n probleem. Want hy is daar, want hy het altyd 'n oplossing. En daarom gaan ons vanmôre hierdie storie vanmôre so 'n bietjie anders te vat, want ek dink meeste mense ken Jeremia, en ek het nou net vanmôre so 'n bietjie aan dit geraak. Daar's 'n paar interessante weggesteekte goedjies hier wat jy moet gaan navors, gaan lees 'n bietjie by die huis. Hierdie verhaaltjie vertel vir ons van toe die prinse uiteindelik by die koning kom en sê, hoe kan jy toelaat dat hy met jou so praat? Toe gee hy vir hulle 30 manne. En hy sê, vat hierdie 30 manne en gaan gooi hom in die put. En as 'n diep weggesteekte waarheid daar, en dan gaan ek nie vir jou sê wat dit is nie, ek wil hê jy moet gaan bietjie kyk. Want dit is 'n storie. Want toe hy in die put beland, toe kry hierdie storie 'n karakter. 'n Storie sonder karakter is nie 'n storie nie. God het die vermoë om karakters by mekaar te kan maak. Want wanneer hierdie man in die put beland, dan vertel die Bybel vir ons, en as jy wil gaan lees vanmiddag in Jeremia 38 vers, in Jeremia 38 daardie verhaal, dan kan jy dit gaan lees, en skielik, toe gebeur daar iets. En ek wil net daai gedeelte soek, skies ek nou hierso in my notas hierso. En dit is waar dit so baie interessant is. Ek net gevoel as hy. Hoor gou hier. Die verhaal word vertel, hierdie storie word vertel van hierdie man met die naam van Ebed-Melech. En nou sê die Bybel vir ons, hy was 'n Kesiet. Sy naam beteken letterlik hofknaap. Met ander woorde, jy is eintlik maar net daar om te kom werk. Maar wanneer hy sien, hulle gooi vir Jeremia in die put in, dan kom hy en hy gaan na die koning toe en hy sê, koning, dit kan mos nie reg wees nie. Hy sê, laat ons 'n plan maak om Jeremia uit die put uit te kan kry. En die Bybel praat nie baie van hierdie diensknegt nie, hierdie mannetjie wat net hier in die hofdiens gedoen het. Hy was eintlik maar 'n regte egte slaaf. 'n Kesiet. As ons mense wat praat oor die Kesiete, nee, hulle dink nie daar kan gaan nie. En dan sê hy, jy moet hierdie 30 manne saam met jou vat en vir Jeremia gaan uithaal uit hierdie put uit waar die Here is. En dan gebeur die volgende.
Jeremia 38 vers 11, en daarop het Ebed-Melech die manne met hom saamgeneem en ingegaan in die paleis van die koning, hoor nou onder die voorraadkamer, en daarvandaan ook verslyte en geskeurde lappe geneem, wat hy na Jeremia aan die put met toue laat afsak het. Kerk van die Here, ek wil vanmorgen vir jou iets sê wat die kerk moet verstaan. Hierdie man gaan na die voorraadkamer toe. Dan kies hy om in die kelder in te gaan. En die kerk is so geskool dat ons storie ons altyd net sal verryk. Dat ons altyd net by 'n plek sal kom waar ons die groot dinge soek. Ons soek die groot herlewings en ons soek die groot dinge, maar as iemand wat in die modderput is. Iemand moet uitgehaal word uit die modderput uit, en God het vanmôre 'n Ebed-Melech nodig. Hy het nie vanmôre manne van faam en naam nodig nie. Hy het nie van 'n profeet of koning of apostel of groot prediker nodig nie. Hy soek vanmôre 'n Ebed-Melech wat sê, Here, ek gaan na die voorraadkamer toe. Ek gaan dalk nie 'n skulp kan gebruik en 'n swaard en wat al ook mag weggesteek wees nie. Maar Here, gee my die geskeurde lappe. Die verslyte lappe. Gee dit vir my, Here, laat ek hierdie profeet kan uittrek. Halleluja. En skielik te word hierdie storie sommer net 'n mooi storie van die woord van die Here sê, en hy vat hierdie toue, staan met die verslete en die geskeurde lappe, en hy draai dit so om na die tou, en hy stuur dit af na Jeremia toe, en hy sê vir hom, ons gaan jou uittrek. Wat hierdie storie so interessant maak is dat God het altyd 'n tou van redding. Kan jy die verhaal onthou van 'n vroutjie wat verspieders weggesteek het? En toe sê hulle vir haar, hang net vir ons 'n rooi tou hier af. Hang net vir ons 'n tou hier af, want God gaan jou en jou hele huis, almal wat in jou plek is, sal gered word. Ag, gaan die Here ons weer help dat ons vir mense toue kan bied, vir hulle kan sê, kom in die plek in wat God jou voorgeroep het. Halleluja, dis God se storie, dis sy storie. Hy wil mense red. Halleluja, mag God vanmôre gee dat hy ons sal trek vanmôre en nader sal bring aan dit wat belangrik is. Amen. The English Bible, I like it when the English Bible is speaking. He says, he took some old rags and worn out clothes from there and let them down with robes to Jeremiah. Maar ek love hierdie skrif. En toe kom in hierdie week toe lees ek hom anders as in die verlede. En dan sê Hosea, hy kom profeteer ook in 11 vers 4. Hy sê met mense hande, ek het dit nog nooit so gelees nie, met mense hande, met koorde van liefde het ek hulle getrek. Dan die Mari, hy gebruik mense hande. Hy vat mense hande. Hy vat 'n Ebed-Melech en hy sê, kom ek gebruik jou, dis die storie. Trek jy hom op. O, broer en suster, vriend en vriendin, I gently pulled them to my heart with cords of affectionate love. Sal ek en jy nie meer affectionate love kry vir mense wat in onderputte sit nie. Here, ek wil vanmôre 'n Ebed-Melech wees wat sal sê, hier is ek, Here. Dalk het ek nie naam en faam nie, maar ek het 'n tou, Here. Ek het 'n tou wat mense kan nader trek, want God wil hulle nader aan sy hart bring. Ag, sal jy vanmôre vir iemand gou langs jou sê, God wil jou hande gebruik. Want toue is ondersteuning. As jy dit nie weet nie, ek het jou nodig.
As jy dit nie weet nie, die persoon langs jou het jou nodig. As jy dit nie weet nie, die persoon agter jou het jou nodig. Daarom het ons vanmôre, die Here lei dit so mooi in. Hy begin met die connect groepe. Dit is so belangrik om ingeskakel te wees, sodat ons vir mekaar kan help. Dis nie net vir ondersteuning nie, maar is ook 'n verbinding. Wanneer jy 'n touw vir iemand gee, en hy vat aan daai punt en jy is aan hierdie punt, het julle geestelik verbind met mekaar. God het nie die pastoor geroep om die toue te laat sak nie. Saam met hom, ja. God het vanmôre jou en my geroep. Ons het mekaar nodig. Soos nog nooit van tevore. Ons het so nodig om hande uit te reik. En dan kan sê, ek verstaan waar dit jy gaan. Dalk kan jy partykeer nie sê, ek verstaan, maar jy kan sê, kan ek jou net so 'n bietjie help? Kan ek jou net so 'n bietjie uitreik? Toue is 'n veiligheidsmeganisme om alles by mekaar te kan saam vasbind. Sal die Here weer gee, sal die kerk staan gou op jou voete en sê, bind us together, Lord. Bind us with cords that cannot be broken. Halleluja, Here. Oh, as jy vanmôre sal met jou vrou daar staan en jou man vat hande en sê, Here, bind ons huwelik, maak dit vas. Ons het mekaar nodig. Moenie dat die modderput iemand oorwin nie. God gee vanmôre die voorreg dat sy kinders met hulle mensehande die koorde van liefde te kan gebruik om mense nader te trek. God wil jou nader trek vanmôre. Jy kan by jou sitplek neem, baie dankie. Hierdie Ewet Melig is so gesalf met wysheid en kennis en insig. Ek is oortuig daarvan, hy het nie 'n rooi persoonlikheid gehad nie. Ek is oortuig daarvan, hy was nie 'n haastige mens nie. Ek dink daai man het baie geduld gehad. Want as dit ek was, het ek die toue gegryp en hulle afgegooi. Maar hy het insig. Hy vat geskeurde lappe wat verslyp is, en hy draai dit met tou, en dan sê hy vir hom, sit toch hierdie geskeerde en verslyte toue hier onder jou armholtes in. Hoor wat sê die Engelse Bybel, put these old rags and worn out clothes under your arms to pad the ropes. Praise die Here, praise die Here. Terwyl die Here met my hierdie week besig is, ek besef ek het dalk 'n paar mense geburn, omdat ek haastig was, om hulle uit hierdie put uit te kan kry. Maar die dag toe Jesus Christus op daardie kruis hang, toe vat hulle sy klere en hulle skeur dit. En hulle begin dit te verdeel onder mekaar, want hy het geweet, daar gaan manne en vroue in modderputte beland. Hulle moet dit onder die arms kry, sodat hulle hierdie tou kan gebruik om hulle boot te kan uitkry. Halleluja. Mag God weer gee dat geskeurde manne en vroue, verslypte manne en vroue, weer tot die bediening van die toubediening toe sal terugkeer en sal sê, Here, hier is ek, gebruik my storie om 'n storie vir ander mense te kan vertel. Want jy sê die Christus storie gaan nooit oud raak nie. Maar dit is 'n storie waarin hy toue neergooi het van liefde. En gesê, kom ek haal jou uit die moddersluik uit. Hy haal ons uit die dode en hy sit ons in die lewe, want hy wil nie vanmôre hê dat ek en jy so seer gemaak word. Jy weet jy hoe baie het ons mense seer gemaak deur woorde.
Ek sê dit sommer maar net. Dis maklik om vir 'n depressieleier te sê, kom uit jou gat uit. Kom uit jou put. Hou op so heilig wees. En ek wil vir jou sê, iewerste moet 'n depressieleier ook by 'n plek kom waar hy besef dat God wil hom uit daai put uithaal. Kan nie daar bly sit heeltyd. Maar wat ons weer nodig het, is manne en vroue wat weer die tou sal afstuur. Met die geskeurde lappe. En sal sê, sit dit so 'n bietjie onder jou arms. Kom ek lig jou uit. Kom ek tel jou uit jou omstandighede uit. Dalk soek mense nie raad meer nie. Hulle soek dalk net 'n oor om te luister. Dalk wil mense nie al die oplossings hê en al die verklaringe hê nie en die diep openbarings hê. Hulle soek dalk net iemand wat iewers te kan sê, ek gaan jou help hoor. Oh. En God roep vanmôre weer Christus kerk saam met hierdie pastoor. Al is dit 30 manne en vroue, roep hy ons en hy sê vir ons, vandag is die dag wat ek die storie van mense se lewens gaan verander. Ek gaan besig raak met mense se stories. Jeremia, jy gaan nie daar bly nie want jy het nog 'n boodskap om te gaan gee vir die volk. Jy het nog 'n profetiese woord. Baie keer dink ons mense sit in die modder van hulle lewe. God kan hulle nie weer gebruik nie. Ek sê vir jou, God werk juis deur modderputte. Dalk sit jy vanmôre in die put van mislukking. Die put van teleurstelling. Die put van wanhoop. Dalk die put van finansiële spanning, van hartseer, van siekte, van een of ander vorm wat jy net nie meer daaruit kan kom nie. Hier sit ewigmedig. En hulle stories wil vanmôre vir jou kom sê, die Here is hier. Hy is hier. Hy is nie op 'n ander plek nie. Hy is hier. Mag die kerk nooit 'n plek word waar al die heiliges bymekaar kom. Maar mag dit 'n plek wees waar die moddersitters ook 'n plekjie het, want hulle kan kom sit in die teenwoordigheid van die een wat hulle geroep het, maar mag God help dat hulle nie in hulle modderputte sal bly sit nie, maar dat God manne en vroue hier gaan optel en hulle storie gaan gebruik. Halleluja, daai storie wat hy gekry het, wat ander mense nie het nie. En ons wonder hoekom stap ons partykeer 'n pad. En ons wonder partykeer, hoekom is dinge te mekaar in ons lewens? Ons voel partykeer, Here, ek is verlaat, ek is alleen. Ek weet nie hoekom nie. Maar God wil jou storie gebruik. Weet jy, God wil jou storie gebruik. God wil jou storie vanmôre gebruik. He wants to put you out of the mud. Jy 'n geware goddelike teenwoordigheid vanmôre in hierdie plek. God wil vanmôre manne en vroue kom oplig. En ek wil hier met 'n oomblik jou oë sluit. En as jy vanmôre sê, Here, ek sit in een of ander put. Ek sit vanmôre in 'n put van omstandigheid. Ek weet nie wat om dit te doen nie. Ek weet nie waarheen om te gaan nie. Here, ek het vir U gearme. Here, ek het gedoen wat U gesê het ek moet doen. Ek weet nie meer wat nie. Jou storie het nie einde nie. Inteendeel, het jou storie 'n begin. God wil vanmôre in die eerste plek vir jou sê, hy is hier. En hy roep vanmôre mense wat in hulle putte vasgevang is. Wat sit? Kom vanmôre. Sê, Here, hier is ek. Stap hier na vore toe. Ons gaan so 'n bietjie anders doen. Kom, stap uit vanmôre. Stap uit en sê, Here, hier is ek. Ek is vasgevang. Ek is vasgevang, Here. I don't think Ronnie will mind when I tell you I met this man last week
He was here for the first time in our congregation. He knows members in Christ. He's an Englishman. And he spoke to me. But during the week, he told me, Pastor, I cannot go on any longer. I need God to do something in my life. And I want to ask someone, come Danny, yes, we are in agreement. Please come and pray for this guy. Because you are going to be the guy that God's going to use this morning. Kijk vir die Here. Ons het nodig om mense uit te lig. En terwyl hulle hier staan, ek gaan nie vir hulle bid nie. Kom, jy bid Felix, kom vanmôre. Jy het 'n storie. Jy kan vir iemand kom bid. Kom bid vanmôre vir iemand en sê, Here, ek kom hierdie persoon vanmôre, al bied ek hom net verslypte en geskeurde lappe aan, maar ek gaan vir hom iets aanbied. Loof die koning. Loof die Here. Blessed Lord, blessed Lord, blessed Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, my Lord. En baie diep haal my en baie diep haal my hy plaas my voete op 'n ewige rots en baie diep haal my en baie diep haal my en baie diep haal hy plaas my voete op 'n ewige rots en baie diep haal my en baie diep haal hy plaas my voete op 'n ewige rots en baie diep haal terwyl jy biddende is, God wil ook vanmôre met hulle wat in die banke sit praat. En as jy vanmôre by daardie plek gekom het wat jy sê, Here, ek het weer nodig dat U my gaan gebruik. Ek het nodig, hoor gou hier, God wil jou nie net in prediking gebruik nie. Hy wil jou dalk nooi na die voorraadkamer toe. Maar hier onder by die kelder, jy is die ou wat die tou moet gaan kry. Jy is die vrou wat al die geskeurde lappe het. God wil jou storie gebruik. En as jy vanmôre opnuut weer wil sê, Here, gebruik my, ek is hier, laat my toe om mense uit putte te kan uithaal, sal jy asseblief op jou voete staan en sê, Here, ek is hier om vanmôre net oor te kom gee. Use me, Lord. Thank you, my Lord. Oh Lord, oh Lord. Gaan sommer net daar waar jy staan, lê jou hand op iemand voor jou en agter jou en langs jou en sê net, ek sien jou vanmôre met 'n gees van hoop, dat jy vanmôre mense sal uittrek uit omstandighede uit.